Goeiemôre ook op hierdie woensdagoggend, die 16de. As ons vanoggend weer met mekaar saam dink oor die kruis en die kruisgebeure, dan sê ons vir mekaar, hoekom is mense gekruisig op so 'n afskuwelike manier? Omdat dit juis so groot afskrikmiddel was. Dit was 'n lang uitgerekte manier van doodgaan. Dit is ook nie altyd op dieselfde manier gedoen nie, maar was altyd baie wreed. Soms het die soldate net 'n regop paal gebruik. Ander kere het hulle 'n paal met 'n dwarsbalk gebruik. Partykeer moes mense wat gekruisig is, selfs hulle kruis dra. En ander kere moes hulle net die dwarsbalk dra. Somtyds is die mense net vasgebind aan die kruis en ander kere is spykers deur hulle gewrigte en arms gekap. Dit maak egter nie saak hoe dit gedoen is nie. Die bedoeling was altyd om die mense wat gekruisig is, so lank moontlik te laat ly. Die mense aan die kruis het gewoonlik as dit ware versmoor aan die kruis, omdat hulle nie goed genoeg meer kon asemhaal nie. Daarmee saam het hulle baie bloed verloor en gewoonlik ook nog ontsteking in die oop wonde gekry. Ons moet ook onthou watter geweldige vernedering so 'n kruisdood ingehou het. Mense is immers altyd gekruisig op plekke waar baie ander dit kon sien, langs die paaie of op plekke waar baie mense bymekaar gekom het. Mense wat gekruisig is, het ook altyd kaal aan die kruise gehang, en dit was 'n verdere vorm van vernedering. Baie keer het dit gebeur dat die mense wat gekruisig is, daar aan die kruis bly hang het, selfs nadat hulle dood is, en dan is hulle opgevreet deur die roofvoëls van die hemel. Vir die mense van daardie tyd was kruisiging dus alles behalwe iets waaraan 'n mens mooi of romantiese gedagtes kon koppel. Dit was 'n soort dood waarvoor 'n mens maar net kon gril. Gewone mense het ook nie aan 'n kruis gedink as iets wat jy net assosieer met slegte mense uit die laer klasse van die samelewing nie. Nee, mense wat gekruisig is, was gewoonlik ergerlike misdadigers of moordenaars of opstandige slawe. Goeie, oordentlike mense was nie gekruisig nie. En daarom, om te glo in iemand wat gekruisig is, sou die meeste mense van daardie tyd absoluut as onsin beskou het. En daarom kom Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 18 en hy sê dat die mense wat nie in Jesus glo nie, dink dit is onsin om te glo in iemand wat gekruisig is. En hy was natuurlik 100% reg. En wanneer die skrywer van die Hebreërsboek sê dat Jesus se kruisiging 'n geweldige skande was, kan niemand met hom stry nie. In Hebreërs 12 vers 2. Menslik gesproke was kruisiging die grootste skande en vernedering wat enige mens kon tref. En om te glo dat iemand wat gekruisig is in werklikheid dan nou onskuldig is en die seun van God is, ons Here is, sou vir die gemiddelde mens van daardie tyd glad nie sin gemaak het nie. En ons moet ook onthou dat die Jode gedink het dat iemand wat gekruisig is, deur God vervloek is en verwerp is. Om vir 'n Jood te sê, iemand wat in 'n kruis gehang het, is die Messias, was moeilikheid soek. Hulle sou dit as godslasterlik beskou het. En tog is dit presies wat gebeur met ons Here Jesus. Hy gee homself om op die wreedste, ondenklike manier die offerlam, die prys te betaal en te wees. En dit getuig net weer eens van sy liefde vir jou en vir my. En daarom, Here, sal U in die rykdom van U heerlikheid deur U Heilige Gees ook in hierdie oggend kom en elkeen van ons aanraak met 'n diepe besef van hoe lief U ons werklik het. Ons aanbid U as ons liefdevolle Here Jesus. Amen.